Baie welkom, so lekker om saam met julle te gesels en te gesels uit die woord van God oor die eindtyd. Ons leef in die eindtyd, in die laaste van tyd voor die wegraping. Ja. En vandag wil ons bietjie met jou daaroor praat, maar eers net met jou gesels oor baie bekerings wat in die groot verdrukking gaan plaasvind. Na die wegraping gaan daar soveel bekerings wees. Daar's geen geheim daaroor nie. Ja. Ja. En dit vertel Openbaring hoofstuk 7 vir ons van al die bekerings. En dis gebeure wat plaasvind hierdie net na die wegraping en voor die middel van die groot verdrukking wil ek sê, kom ons lees 'n bietjie daaroor Openbaring 7 vers 1. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 windhoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. Ok, soos die engele hou die winde vas, en dat die winde nie kan waai nie, want hulle wil nou keer dat daar nou verdere skade gebeur, en ek gaan jou nou vertel, of gaan nou lees, hoekom daar die verdere skade dadelik moet gebeur nie, want hierdie winde gaan totale verwoesting op hierdie aarde veroorsaak, bome gaan ontwortel word, boorde is tot niet, golwe op die see wat aangedryf word, wat eilande versit. Maar in elk geval, die winde word nou eers vastgehou, sodat daar geen wind waai. Nou, mens kan ook dink as daar geen wind waai nie, raak het beskryklik warm natuurlijk. Ja. En as daar geen wind waai nie, dan kan die windturbines wat krag opwek nie werk nie. Maar kom ons lees verder. En ek het 'n ander engel sien opkom, van die opgang van die son, met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. Soos hierdie engele gaan die aarde en die see beskadig, maar hulle moet nou eers 'n bietjie wag, hulle moet die winde vashou. Ja. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het. Ja, voordat hulle verseël is op hulle voorhoofde nie. Nou, ek wil eers vir jou sê dat hoe gelukkig en geseënd ons is vandag om uit Openbaring te lees, want die Bybel sê net die feit dat ons daaruit lees en dit hoor, is ons geseënd. Soos jy vandag geseënd bloot om na hierdie skrifte te luister, want die woord verklaar 'n seëning oor jou as jy uit hierdie boek uit lees en as jy daarna luister. Maar hierdie hoofstuk sê daar gaan geweldig baie bekerings wees in die groot verdrukking, van mense wat agtergebly het, wat deur al hierdie smarte gaan. En eers vertel hy vir ons van die Jode wat tot bekering kom. Hy sê eintlik daar gaan 144.000 Jode wat predikers gaan word, alleen tot bekering kom. Ja. Dis sonder al die martelare wat gaan sterwe. Martelare wat tot bekering kom, gaan na 144.000 Joodse predikers wees. Kyk, vandag se tyd is daar baie Jode wat tot bekering al gekom het, maar hulle gaan weg wees by die wegraping. Ja. Hierdie is mense wat agtergebly het, wat weet van Jesus Christus heel waarskynlik, maar hulle het nog nie tot geloof in hom gekom nie. Ja. En na die wegraping gaan die skrifte vir hulle oopgebreek word, en hulle gaan skielik dit verstaan. Ja, hy sê daar in vers 3, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voor ons die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En dan van vers 4 tot vers 8 sê hy, Maar hy praat dan 4 tot 8 van die verseëling, Ja. maar in daai vers wat jy nou gelees het, sê, die diensknegte moet verseël word, en hier gaan sekere goed op hierdie aarde gebeur in die groot verdrukking, en as jy verseël is op jou voorhoof, die 144.000 dan nou, wat Jode is, gaan hierdie storms niks aan hulle kan maak nie. Hulle gaan soos immuun wees teen die aanslae van die groot verdrukking. Dit klink amper soos 'n super movie, maar dit gaan fantasties vir hulle wees om beskerm te word, maar ook verskriklik, maar hulle gaan God se beskerming hê om te kan preek vir die redding. Nou, ek dink nie ons hoef die hele vers 4 tot 8 te lees nie. Jy kan die notas kry deur vir my daai WhatsApp te stuur, net Openbaring, en ons stuur dit vir jou per WhatsApp as geskenk. Jy stuur net vir my die woord Openbaring, en ek stuur vir jou hierdie notas terug. En as jy sien, ons is nie dadelik nie verskoon, maar ons kry baie WhatsApps elke dag, en as jy sien, tyd gaan aan, en jy nog steeds nie gekry nie, stuur maar weer die WhatsApp, want dit kan gebeur, tussen al die WhatsApp, ons is maar net mense ook. Maar in elk geval, hoofstuk 4 tot 8 vertel van 12.000, uit elke stam. uit elke stam van die Jode gaan daar 12.000 Jode verseël word.
Ja. Soos God gaan uit elke stam 12.000 kry. Nou ons weet nie meer wie van die Jode is en watter stam nie, want daar is nie so 'n register meer nie, maar God weet, né? Hy sê die stam van Juda 12.000, Reuben 12.000, Levi 12.000 en skielik is daar 144.000 Joodse predikers uit die Jode uit. Ja. Ek dink daai Joodse predikers gaan nie net in Israel preek, ek dink hulle gaan oor die wêreld preek. Ja. Hulle gaan oor die wêreld preek, maar het jy geweet, dit is nie net Jode wat tot bekering gekom, jy het al die nasies gaan daar bekerings wees in die groot verdrukking. As jy dit nie glo nie, kom ek lees dit vir jou uit die Bybel uit, in Openbaring 7 vers 9 tot 10. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam. Soos Johannes sien nou hierdie massas voor die troon in die hemel, hy kyk nou in die hemel, en hy sien hierdie massas wat skielik in die hemel is, en Johannes is verstom. Bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Soos Johannes sien hierdie massas wat in die hemel kom skielik en God aanbid. Onthou, dis nou al in die groot verdrukking. En Johannes weet nie wie is hierdie massas nie, maar God weet en hy sê nou vir ons in Openbaring 7 dat dit die mense is wat in die groot verdrukking tot bekering gekom het en toe martelare geword het. Hulle was bereid om te sterf vir hulle geloof. Vandag wil min mense sterf vir hulle geloof. Ek bedoel, hulle wil nie eens kerk toe gaan as dit koud is nie, wat om te sê sterf vir hulle geloof. Nou ek het daarin begrip ook vir mense wat nie kan gaan nie. Moet nou nie dink ek is dan so wreed en so nie, ek het baie begrip vir ons senior mense en almal. Maar die feit is net, as daar die geringste ongemak is, sal mense eerder in die reën rugby wil kyk en op 'n stadion gaan staan vir hulle kind of vir hulle span of vir wie ook al, maar hulle sal nie in die reën hulle neuse uitsteek om te getuig. Ja. Soos maar in daai tyd gaan mense sterwe. Hulle gaan sê ek is bereid om te sterwe want hulle weet dis nou hemel of hel. En die engele aanbid skielik God in hierdie gesig wat Johannes sien. En Johannes weet nog nie wie is hierdie massas wat daar arriveer nie. En die engele aanbid God en die Bybel sê Johannes sien die engele in vers 11 rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens, sien hy die engele en hulle bring lof en eer aan die Here. Maar een van die ouderlinge in hierdie hoofstuk, jy kan dit self in die Bybel lees, Openbaring 7 vers 13 of op die nota as jy dit gekry het. Een van die ouderlinge sê vir Johannes nou, wie is hierdie massas? So asof hy Johannes uitlok om te vra. Johannes, jy vat te lank om te vra. Kom ek vra maar vir jou, wie is die massas? Dis soos 'n leidende vraag. En Johannes sê, my Heer, u weet wie is hulle? En hoekom het die engel daardie vraag vir Johannes gevra, of die ouderling? Want hy wil hê Johannes moet weet en hy wil hê ek en jy moet ook weet, dat daar baie mense in die groot verdrukking tot bekering gekom. Vra vir Johannes, wie is hierdie mense? Johannes sê, ek weet nie. Ek weet nie wie hulle is nie. Ja, vers 15 sê, daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. So hulle is nou voor die troon van God omdat hulle gesterf het. Hulle het gesterwe, maar miskien moet ons sê daai vorige vers lees, vers 13 en 14. Hy sê, toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit leer, wie is hulle? En Johannes sê, ek weet nie, u weet, en hierdie engel sê vir hom, of die ouderling sê, dis hulle, vers 14, wat uit die groot verdrukking kom. Ja. En hulle het hulle klere gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. En nou sê hy vers 15, dat wat met hulle gebeur het op aarde en wat nou in die hemel gaan gebeur met hulle. Ja. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oorspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Soos hulle het honger en dors op aarde gehad. Ja. Hulle het die kos gehad om te eet nie, op aarde. Ja, want daar was oorlog ons nou. En nooit sal enige son of enige hitte op hulle val. Soos hulle heel waarskynlik was daar sulke krisis en natuurrampe dat die hitte het hulle geskroei op aarde, maar nou het hulle nie meer daai hitte nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na die lewende waterfonteine lei en God sal alle trane van hulle oë afvee. Omdat hulle vasgehou het en gelowig gebly het, hulle het baie gehuil en nou vee God die trane van hulle oë af.
Ja. Soos daar's baie bekerings in die groot verdrukking. Maar ek wil 'n paar minute by om met jou te praat dat ons aan die einde van tyd lewe. Ja, en daar's baie bewyse dat ons aan die einde lewe. Een van die goed definitief is wêreldevangelisasie. Ja, Die boodskap wat uitgereik is, daarso hy sê en die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. en ek het hier 'n nota wat 8 bewyse het dat ons in die eindtyd lewe. Ja. En weer eens, jy kan al hierdie notas kry, want dit is vir ons so belangrik dat dit moet uitkom dat ons wil hê, jy moet dit hê, en jy is veronderstel om dit te wil hê. Stuur vir my die woord Openbaring, stuur vir jou hierdie notas, die hele reeks. Dan kan jy 'n Bybelstudie doen daarvan. Maar in elk geval, hy sê eers moet die evangelie aan die ganse mense om verkondig word, dan sal die einde kom. En ons weet vandag dat die evangelie word oor die hele wêreld deur die media uitgebring. Is dit miskien deur smartphones? Oral kan mense na preke luister. Ek het gisterand na 'n preek geluister wat in 'n ander dorp was oor my telefoon, oor my smartphone. Ek en mamma het gisterand gesit en na 'n boodskap geluister. Mense sit en jy sit nou en kyk deur tegnologie na hierdie boodskap. En so word die evangelie oor die hele wêreld versprei. Hy sê eers moet die evangelie na al die mense versprei word, dan sal die einde kom. Ek dink nie daar is 'n volk wat nie meer daar's nie meer 'n stam, nasie, volk of taal, glo ek. Vandag. As daar is dit bitter min. Wat nog nie gehoor het nie. Nou ja, wanneer is die einde? Die einde is dalk eers na die groot verdrukking. Die feit van die saak is wêreldevangelisasie vind plaas en dis een van die tekens van die tyd. Nog 'n onweerlegbare bewys tussen die einde van tyd is natuurlik dat al die Jode terugkeer Israel toe. Ja, Want dit is tog duidelik dat die groot verdrukking kan nie plaasvind as die Jode nie in Israel is nie. ja, want die Here het 'n afspraak met die Jode. Ja, daar's ook 'n skrif in Lukas wat sê dat Jerusalem vertrap sal word totdat die tye van die nasies vervul is. En ons weet die tye van die nasies is eers vervul na die Antichrist. Ja, dit is definitief so. En die Jode word tans vertrap en hulle gaan eers klaar vertrap word as die Antichrist verby is. Hoe kan die Jode vertrap word as hulle nie in hulle land is nie? Ja, En in 1948 het Ben Gurion, die eerste minister van Israel, gesê die Jode is terug in hulle land. ja, Van die geskatte 15 miljoen Jode in die wêreld is reeds die helfte van hulle terug in Israel. ja, okay. Maar baie moet nog terugkeer. Baie moet nog teruggaan en ek dink aan die groot verdrukking sal massas van hulle ook nog teruggaan. Maar Israel is gereed vir die groot verdrukking, want die groot verdrukking kan nie plaasvind as Israel nie in sy land is nie. Ja, En so baie Jode wat teruggaan, weet maar net nie dat hulle daar gaan hulle bloed getap word in Israel en 'n verskriklike vervolging gaan daar plaasvind. Oor die hele wêreld, maar spesifiek in die Midde-Ooste. Soos dis een van die tekens in die tye dat hulle teruggaan in hulle massas. Ek gaan nie al die verse vandag met jou deel nie. Jy kan dit op jou nota lees wanneer jy dit ontvang het. Maar ek wil net so 'n paar punte vir jou deel dat ons leef aan die einde van tyd en jy moet vir jou wegrapings gereed kry, anders gaan jy agterbly. En jy gaan deur die groot verdrukking gaan en jy sal of in daardie tyd 'n getuie word of jy sal 'n martelaar word of jy sal verlore gaan. En my wens is dat elke mens gereed sal wees om Jesus te ontmoet wanneer hy kom op die wolke, want hy kom verseker weer. Laat geen mens jou op enige manier mislei nie en verlei met valse woorde nie. Jesus kom weer en hy sal sy kerk kom haal en hulle wegvat. ja, die volgende punt wat definitief 'n bewys is die moderne tegnologie. Ja, tegnologie is tog nodig vir eerstens wat die Antichrist gaan verskyn en die Bybel sê almal gaan hom sien wanneer hy verskyn. Ja. En die Bybel sê dan moet mense vlug wanneer hy verskyn en in die tempel gaan sit. Ja, hy sê as jy hom sien en jy is op jou dak, moenie afkom nie. As jy hom sien in jou lande, moet jy dadelik vlug. En hoe gaan die ou hom sien op sy dak? Jy gaan hom sien op jou smartphone. Ja, Ek het vandag gekyk sien vir interessantheid op Google. Hulle sê daar is, ons weet daar's 8 biljoen mense tans op die aarde. Ja. En hulle sê daar is 16 biljoen selfoonkonneksies in die wêreld. ja, okay. En daar is nagenoeg, het ek vir jou gesê, 8 biljoen Ja. smartphones al. Ja, okay. 8 biljoen smartphones,
Daar is bitter min mense wat nie 'n smartphone meer het nie. Ja. Tegnologie gaan maak dat mense, want die Bybel sê as jy die anti-Christus sien sit in die tempel, moet die een wat op die dak is, vlug. Ja. En hy praat spesifiek van die Jode. Vandag gaan die grootste bloedtapping in Israel plaasvind, oor die wêreld, maar spesifiek in Israel. En hy sê, wie die moeders wat soeg, met ander woorde die mammas wat nog babas het, wat melk drink. Want hoe vlug jy? Jy weet self hoeveel sakke goed het 'n mens nodig as jy 'n baba het. Dit is grocery sakke en dis baba sakke en dis sakke waar doeke is. Hy sê, wie die moeders wat soeg in hierdie tyd. Maar as jy hom sien sit en jy het agtergebly, dan moet jy vlug. Nou, hoe gaan die mense hom sien sit in die tempel? Op hulle smartphones. Oral lees mense nuus, tot die ouer mense. Oupas en oumas lees op die strand en nuus. Almal sit met selfone, dis nie meer die kinders nie. Hulle spot mos, julle kinders kan nie praat met mekaar nie, maar daai ou mense wat so sê, jammer ou mense, jammer, sorry. Hulle wat so sê, hulle sit almal met hulle smartphones en dan kyk hulle die nuus en hulle speel games. Ek het al gekyk. Ja, jy wat nou vir my so lag, jy is skuldig. Maar nou ja, almal gaan dit op die smartphone sien. Ons leef in die einde van tye en moderne tegnologie. Ek gaan nie al die skrifte vir jou lees nie, jy kan dit self lees, maar moderne tegnologie is nodig om dit te sien. En dan vir die 666 is daar moderne tegnologie nodig. Dink daaraan dat almal gaan ingeplant word met 'n merk, met 'n teken. Ja, en niemand sal kan koop en verkoop sonder dit. 'n kontantlose stelsel en hulle gaan baie meer daartoe beweeg na die wegraping, want daar gaan massa diefstal wees en Plintery, dink aan die mense wat dood is en hoe hulle gaan, wat is hierdie ding wat nou in KwaZulu-Natal tyd daai looting, daar is die woord. Plintery wat plaasgevind het. Dink hoe gaan hulle dan loot en te kere gaan. En mense gaan kos wil wegsteek want niemand het werk nie. Ja, en mense gaan steel en so hulle gaan na 'n kontantlose stelsel beweeg en jy gaan gechip word. Jy gaan sommer by die kaartmasjiene tap en betaal en jy sal nie kan koop. En om te dink ons leef reeds in daai tyd want ek glo almal van u weet dat mense sommer met jou foon deesdae tap. Ek tap met my foon. Ja, en met jou horlosie, jou smartwatch. Jou smartwatch tap nou alreeds daarso. Ja. Maar dan gaan hulle dit maklik maak en hulle gaan dit sommer vir jou inplant, dan kan niemand jou kaart steel nie. Ja, dis baie maklik. Dit maak soveel sin. Dit gaan net baie makliker wees en niemand kan jou identiteit steel nie en as hulle jou verdink van bedrog, dan blok hulle net jou kaartjie en jy kan nie meer tap nie. Ja. En dis moontlik. Dit was aan vorige geslagte nie moontlik, die tegnologie. Dis een van die bewyse dat ons in die einde van tyd lewe. Dink aan die coronavirus hier. Nou praat ek en jy dan lekker, né? Ja. Hoe vinnig het hulle die mensdom oral se probeer inent? Massief. Jy kan nie dink dat hulle soveel, ek wil amper sê biljoen mense, ek weet nie hoeveel hulle ingeënt het, totaal nie, ek moet duidelik na die statistiek gekyk. In 'n kort tydjie. In 'n kort tyd. Ja, baie vinnig sommer. En die tegnologie, ek meen baie van u wat kyk se diere is al ingeënt en so. Ja, en jy microchip jou dier. Jy microchip jou diere. Dit is iets soos 'n ryskorreltjie wat hulle inspuit. Ja. So groot soos 'n ryskorreltjie en die hond weet nie eers daarvan nie. En ons het ons hond 'n chip ingesit want ons is so lief vir ons ou hondjie, maar daai chip is nou nie die 666 wat in die hondjie is nie, maar die feit van die saak is mense gaan begin gechip word en bly weg van dit as jy agtergebly het. Nee, daai chip moet jy wegbly. Bly van hom maar weg, hoor, asseblief, ek smeek jou. En jy kry die mense ook baie jammer as 'n mens net dink hoe baie jy koop en verkoop as jy nou 'n inkomste en uitgawes staat hou. Dan kom jy vinnig agter maar binne 'n dag vind daar 'n paar transaksies plaas. So mense woep wag. Ja, en nou skielik as jy wil hemel toe gaan, moet jy nie hierdie ding vat nie. Maar dan gaan jy agter. Dan gaan jy nie dit maak nie. En nou kan jy nie koop en verkoop nie. Hoe gaan jy maak? En een van die tekens van die tyd is dat ons reeds hierdie tegnologie het. Ja. En ons is eintlik wegrapingsgereed. Onthou hierdie tegnologie gaan eers in die middel van die groot verdrukking toegepas word. Dit word nog nie toegepas die 666 nie. Moenie dat iemand jou mislei nie. Dit wat ons nou sien is voorlopers van die 666. En dan nog 'n bewys is natuurlik dat Babel gaan tot niet gaan en waar is Babel? Ek het nie die insig nou om totaliteit vir jou in totale, ek weet van mense wat probeer het om Babel al te herbou. Maar as ons kyk na Midde-Ooste stede wat skielik net kyk na Dubai. Ja.
hoe vinnig hulle 100 jaar terug was daar glad nie, ek meen dit was nedersettingkies geweest. Ja, en daar soos ook, toe ons gelees het van die perde en so, hulle het ook 'n groot ontsoutings aanleg by hulle see. En ek wonder hoe gaan die oorlog dit beïnvloed? Sonder hulle ontsouting van die see is daar nie water. Ja, En daar gaan ook massa sterftes wees en siektes. En dit gaan weer dalk word soos wat dit was, 'n woestyn Ja. sonder water. hy gaan nooit weer herbou word, sê die Bybel, nadat hy geval het in die 1000-jarige vrede. Ja. Die feit van die saak is, vriende, die Midde-Ooste is opgebou, hy is gereed om te val, want Openbaring sê, die Midde-Ooste gaan val, of liewer Babylon gaan val. Hierdie goed is klaar al sy plek. Nog 'n teken is dat die Bybel sê, dit gaan wees soos in die dae van Noag en Lot, mense gaan trou en die huwelik uitgee, eet en drink. Is daar ooit 'n tyd gewees soos vandag waar mense uit eet en troues hou? Ek meen, ek vat toe ek en mamma getrou het seun, as ons vandag kyk, dan dink ons, ek meen sale en spesiale okasies, ons het net by die kerk gekom en ons het getrou en 'n onthaal gehou, iemand in die kerk gevra om seremoniemonster te wees, en 'n ander tannie het gesê, ek sal die onthaal vir julle help reël en alles doen. Vandag is alles foto's, troues, en die Bybel sê, dit gaan wees soos, daar gaan troues gehou word, daar gaan geëet en gedrink word. Ek vat ons as kinders, ons het nie al hierdie eetplekke geken nie, dit het nie bestaan nie. Ja. Skielik eet mense, ons ook, ek meen, ons eet uit, en uit bedoel ek, alles het 'n McDonald's burger wat jy gaan eet, maar mense eet uit eet het iets so skrikliks geword. Tekens van die tye is daar, dis vervul. Ag, daar's nog 'n paar tekens, maar ek dink, vir 'n ander keer bære ons dit. Die Bybel sê van moorde, towery wat in die laaste dae gaan wees, en die liefde wat gaan verkoel. Die feit van die saak is, ons leef in die eindtyd. En vriende, die vraag is jy wegrapingsgereed? Is jy gereed om jou God te ontmoet? Het sal verkeerd wees, seun, as ek en jy hierdie program afsluit, dan gee nie vir mense kans om saam met ons te bid nie. Ja. As jy hierdie roepstem van God in jou hart hoor, wil jy nie vandag sê, ja, Here, ek kom. Net daar waar jy is. Dalk is jy in 'n posisie waar jy op jou knieë kan val, dalk is jy in 'n plek waar jy jou hande in die lug op kan gooi, dalk is jy in 'n posisie waar jy net trane van jou oë kan afvee en sê, ja, Here, ek kom terug, ek los my lewenstyl, wat U nie behaag nie. Een van die tekens van die tyd is sodomie, want hy sê dit sal wees soos in die dae van Lot. Wat was in Lot se dae sodomie? Vandag, Suid-Afrika was een van die voorste stede wat sodomie, lande wat dit goedgekeur het. 'n Paar jaar terug het sulke goed net nie bestaan, dat mense nie echt kan verbind wat van dieselfde geslag is nie. Hy sê soos in die dae van Lot. Dis een van die tekens van die tyd. Selfs predikante keer dit goed. Vriende, ons is aan die einde van tyd. As jy God wil aanroep, is dit nou jou kans. Roep saam met my, net daar waar jy is. Here, help my. Here, verlos my. Net daar waar jy is, roep saam met my. Here, help my. Ek het U nodig. Net daar waar jy is, sê, o God, ek is verlore. Help my, Here. Net daar waar jy is, sê, Here, ek neem U aan as my saligmaker. Net daar waar jy is, sê, Here, vergewe my asseblief. En delg my sondes uit. Ek glo aan U. En terwyl jy jou sondes bely en erken, net daar waar jy sê, Here, ek erken. Red my asseblief, weet ek, hy hoor jou geroep. Dankie, Here, dat U elkeen wat nou roep hoor, en dat U hulle siele red. In Jesus naam. Ek wil jou vra om vir iemand te gaan vertel, dat jy vandag jou hart vir Jesus gegee het. En as dit in jou hart is om ons te ondersteun met hierdie pogings om die evangelie oor die wêreld te verkondig, stuur vir my die WhatsApp ondersteun, as jy dalk ons bankbesonderhede gemis het. Die WhatsApp ondersteun en ons stuur die detail vir jou, sodat ons hierdie evangelie saam met jou, want jy is die medewerker, saam met jou verder kan vat, want dis jy wat my help en Vanille help, om hierdie evangelie uit te vat. Ons het jou hande nodig, en jou rande maak dit vir ons moontlik om dit te doen wat ons doen. Mag die Here jou ryklik seën. We love you all. Tot volgende keer. Bye.